Wanneer ons pyn, ons stryd en ons teleurstellings na Vader toe neem in gebed, hoor hy ons. Psalm 116 vers 2 sê, want hy het sy oor tot my gerig. Daarom sal ek hom in my dae aanroep. Vader luister na elke gebed, selfs in ons stilste ure. Jesus self het in Getsemane gebid met soveel angs, dat sy sweet in bloed verander het. Hy het al sy vrese na sy Vader toe geneem in gebed, en net sy Vader se wil gesoek. En dit leer ons 'n kosbare les. Moeilike tye en swaar kry is nie bedoel om ons van Abba Vader te skei nie, maar om ons nader aan hom te bring. Net soos Dawid, wat gebid het toe sy hart gebreek het oor die verlies van sy kind, moet ons die intensiteit van ons nood oordra in gebed. Dit is soos die getuienis van 'n evangelis van Cambodia, wat vertel van 'n afgeleë dorpie wat nog nooit die evangelie van Jesus gehoor het nie. Hulle het nog nooit eers Jesus se naam gehoor nie. Maar toe hy daarheen gaan, hierdie evangelis, en in een diens die evangelie verkondig, het die hele dorp Jesus aanvaar. Die mense was gebroke en het geween en die evangelis kon nie verstaan hoekom hulle so ontvanklik was nie. Maar toe sê een van die manne daar vir hom, ons wag al jare op jou. Die man vertel die evangelis wat gebeur het en sê, tydens die bewind van Roel of Hopot, was daar 'n groot slagting. Soldate het van dorp tot dorp rondgegaan en enige iemand vermoor wat hulle teëgestaan het. Die troepe het by ons dorp aangekom en hulle het 'n groot sloot gegrawe en ons in 'n tou vasgemaak waarteen hulle almal gestaan het, waarteen ons almal gestaan het. En die soldate het hulle gewere opgelig en voorberei om een vir een van ons te skiet. Maar toe hulle die pistool teen die eerste vrou se kop sit, gil sy toe so hard as wat sy kon en sy skree uit, God, u weet, u wat deur regstelling gesterf het, red my. En sy het immers gehoor, sy het gehoor van 'n God wat deur regstelling gesterf het. Sy het nie die naam van Jesus of enige iets van die Bybel geken nie, maar sy het Jesus aangeroep met alles wat sy gehad het. Die geweerskoot het toe nooit afgevuur nie. En na 'n paar minute het die mense omgedraai en ontdek dat die soldate ook gevlug het vir een of ander onverklaarbare rede. En die man sê, van toe af het ons toe die God van die regstelling aanbid. Ons het nie sy naam of sy storie geken nie. Ons het net gehoor dat daar 'n God was wat deur regstelling is. En toe het jy vir ons kom vertel hoe Jesus, die Messias, aan die kruis gesterf het om ons te red. En dit wys ons, wanneer ons in gebed na Jesus nader, hoor hy ons. Hebreërs 4 vers 15 tot 16 sê, ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid genade kan vind en op die regte tyd gehelp kan word. Vandag is dit jou uitnodiging. Bring jou pyn, bring jou onsekerhede en vrese na die troon van genade. Hy luister, hy verstaan en hy sal jou help. Wag nie langer nie. Jesus luister en wag al jare vir jou.